Kom ons gaan nou aan met die reuk van die dood tot die dood, nommer 3. En ons lees hierso 2 Korintiërs 2 vanaf vers 16. Kom ons vat om vers 15. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste, met ander woorde die wat verlore gaan, 'n reuk van die dood tot die dood. Maar vir die eerste, die gelowige, 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Nou hierdie reuk van die dood tot die dood slaan in 2 rigtings in. Vir die ongeredde en dan tweedens vir die geredde. Vir die ongeredde is die reuk van Christus, deur wie die kennis van God kom, die reuk van die dood tot die dood. Hoekom is dit so? Want die wedergebore kind van die Here is nie meer veronderstel om vanaf die boom van kennis van goed en van kwaad te lewe nie. Ons is veronderstel om vanuit die boom van die lewe, Christus Jesus, te lewe. Ons is nie ingeënt in die boom van kennis van goed en van kwaad nie, maar ons is ingeplant in die boom van die lewe, in die wynstok Christus Jesus. Ons het niks met hierdie sondige wêreld te doen nie. Jy sien maar, die ongeredde lewe nog, en baie Christene lewe nog vanuit die boom van kennis van goed en van kwaad, waar God afwesig is. En omdat God in ons deur Christus Jesus die aangename reuk van sy kennis versprei, is ons veronderstel om vanuit Christus te eet, vanuit Christus te lewe en in Christus te praat. Ons het niks te doen met die boom van kennis van goed en van kwaad deur wat die dood gekom het nie. En deel van daardie boom van kennis van goed en kwaad het ook gekom die letter wat dood maak, die wet van die Here. So ons kan nie meer na die wet toe gaan nie. Ons kan nie meer as wedergebore kinders van die Here na die boom van kennis van goed en van kwaad heen vlug nie. Ons het net een boom, die boom van die lewe wat in die hemel is, aan God se regterkant, in wie ons in God verborge is. En hierdie Christus in my is die reuk van die dood tot die dood vir die boom van kennis van goed en van kwaad, die sonde, die ongeregtigheid, die boosheid, die wet, die profete, Jesus van Nasaret. Maar omdat die ongeredde nog steeds van die boom van kennis van goed en van kwaad, en baie Christene en baie kerke nog van hierdie boom van kennis van goed en van kwaad leef en eet, is Christus in my, wat God, die almagtige God, se lewe in my is geopenbaar deur God, die almagtige God, die Heilige Gees. Is hierdie lewe van Christus in my, hy wat die boom van die lewe is, 'n doodsvonnis vir die wat nie in Christus is nie. Kan jy sien hoe jou geregtigheid in Christus Jesus en jou lewe in eenheid met Christus as opgestaan uit die dood uit, veronderstel is om jou te laat sien hoe die ander besig is om te sterf van die boom van kennis van goed en kwaad. Vir ons is Christus vir hulle 'n reuk van die dood tot die dood.
Maar ons gaan aan, ons wil dit nie deel nie, ons is te bang om te getuig, en as ons getuig, dan getuig ons van profete, en ons getuig van oordeele, en ons getuig van die boom van kennis van goed en kwaad, en ons getuig van tekens en wonderwerke, gawes van die Heilige Gees, die groot doop en spreek in tale, en uitleg van tale en profesie, ons verkondig en spreek nie in Christus nie, maar ons praat omtrent Christus. Ons praat rondom hom. En vir jou moet jy kan sien, ek wil eintlik sê, hierdie reuk van die dood tot die dood werk in 3 rigtings. Want jy sien, vir die ene wat nie Christus in hom het nie, sterf hy en gaan hy hel toe. Nie omdat hy 'n sondaar of sy 'n sondaar is, maar omdat hulle nie die lewe van Christus het nie. Hulle het nie die welriekende reuk van Christus vir God in hulle nie. Hulle het die reuk van die dood, van die sonde, van die boom, van kennis van goed en kwaad en 'n verrotte en uitgesterfde Adam en wet. Hulle is 'n vrot reuk vir God, want daar die lewende reuk, daai soet roos van Saron reuk, die lelie van die dale reuk is nie in hulle nie, maar die reuk van die ontdooiende lijk in die sonde vasgeval. Jesus sê, dis nie nodig nie, glo net in hom en jy sal gered word, glo, vra vir hom om jou lewe te wees. Maar jy sien, hierdie Christus in ons is 'n reuk van die dood tot die dood vir die ongeredde. En juis hierdie waarheid moet ons laat besef hoe dringend het die mense die lewende en die opgestaande Christus nodig in hulle lewe, nie die Jesus wat tekens en wonderwerk doen. Hulle het nie 'n herlewing nodig nie, hulle het 'n belewing van Jesus as hulle lewe nodig. Ons moet hierdie boodskap wat ons met Paulus se brief begin vat en Paulus se briewe diep begin bestudeer. Man, los die Ou Testament waar hy hoort nie by jou nie. Daar's wonderlike dinge, dit is die woord van God, maar dit is nie vir ons nie. Paulus is die apostel wat vir ons gestuur is in opdrag van Christus Jesus. Ons het dit hier gelees. Kyk wat sê hy. Omdat julle duidelik 'n brief van Christus is deur ons diensberei geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God uit. Paulus het hierdie boodskap uit God ontvang om vir jou te gee, dat jy kan weet dat God die almagtige Seun lewe in jou, maar jy gaan dit nie besef totdat jy God die almagtige Heilige Gees die reg gee om Christus aan jou te openbaar nie. Want hierdie reuk van die lewe van Christus, wat die reuk van die dood tot die dood is veronderstel om jou te dring, om hierdie lewende, opgestaande Christus in hulle te verkondig, nie 'n Jesus van tekens en wonderwerke, 'n Jesus onder die wet, 'n Jesus van Nasaret en profete nie. Tweedens is hierdie reuk van die dood tot die dood, soos ek gesê het, dit is 'n reuk van my, dat ek dood is vir die sonde, en ek is dood vir die ongeregtigheid, ek is dood vir Adam, ek is dood vir Satan, ek is dood vir hulle. As Adam en die wet en Satan na my kyk, moet hierdie reuk van Christus vir hulle wys dat hulle die oordeel van God, hierdie bose natuur, het die oordeel van God op hom, en is 'n vrot, dooie, sterwende, stinkende natuur, en 'n posisie om in te wees, dat die boom van die kennis van goed en van kwaad is 'n vrot, doodmakende, uitroeiende boom, 'n kakiebos wat stink, nie 'n roosboom wat heerlik ruik nie. Jy sien hierdie Christus in my, maak my dood vir die sonde. Hierdie Christus in my is veronderstel om so na vore te kom, want ek spreek in Christus, want ek is uit God, in God se teenwoordigheid in, en ek spreek in Christus, want ek is uit God gebore, net soos Christus. En is hierdie lewende Christus in my die doodsnekslag en die doodsreuk vir die sonde, vir die boosheid, vir Satan, vir Adam, vir die wet, vir Jesus van Nasaret, vir werke, vir meriete, vir tekens en wonderwerke. Dit is die reuk van die dood tot die dood. En derdens is die reuk van die dood tot die dood
my vernietiging teenoor en heens die boom van kennis van goed en van kwaad. Deur hierdie Christus in my, leer ek nou direk van Christus af, deur die Heilige Gees. Ek leer nie deur 'n kerk nie. Ek leer nie deur 'n dominee of 'n pastoor of 'n seminarium nie. 'n Dominee en 'n pastoor en 'n priester het nie die reg om daar op die kansel te staan en vir my te probeer sê wat is rein en wat is heilig nie. Die paus kan nie die Bybel vat en die Bybel verander nie. Die paus is nie bo die Bybel nie. Die paus is nie bo Christus nie. En die paus is nie gelykstaande in autoriteit aan Christus die lewende God nie. Jy kan nie in die wet gaan nie, jy kan nie in Moses gaan, ons gaan later daar praat, want die heerlikheid van Moses, sê die Bybel, moes tot 'n einde kom. Hy het geen keuse gehad, hy moes tot 'n einde kom en hy het tot 'n einde gekom. Maar wat was die voeding van hierdie wet van die dood? Dis die boom van kennis van goed en van kwaad. Die Here wil hê, jou denke moet Christus wees, en Christus moet in jou funksioneer, met sy denke, met sy sin, met sy verstand, met sy gees, met sy natuur, met sy lewe, met sy wese. Jy het nie nodig om te eet van die boom van kennis van goed en van kwaad, en hierdie lewe van Christus in my, is 'n doodsreek tot die boom van kennis van goed en kwaad, want ek leer nou direk vanuit die Vader, deur God die Heilige Gees in Christus Jesus. Hoor jy wat ek vir jou sê? Kan jy sien om 'n Christen te wees, is nie 'n klein ding nie. Ons is in die sentrale punt van die Triniteit. Ons het 'n intieme gemeenskap met die Triniteit en ons is veronderstel om te leer vanuit die Triniteit uit. En dan daarin te spreek in Christus Jesus, want die Heilige Gees het hierdie evangelie en hierdie boodskap van Paulus in ons harte kom inskryf as 'n reuk van die dood tot die dood. Nou verder gaan Paulus aan. Hy sê vir die laaste reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe, en wie ons tot hierdie dinge, en wie maak ons tot hierdie dinge bekwaam? Net Christus. Jy sien, as 'n kind van die Here, is jy 'n reuk van lewe vir God. Daar is nie 'n doodsheidse reuk nie, daar is nie verrottende reuk om jou nie, daar is nie die reuk van Adam nie, daar is nie die reuk van die wet nie, daar is nie die reuk van die sonde nie, daar is die reuk van die soetroos van Saron, die lelie van die dale, Jesus Christus. En hierdie Christus in my, wat in my hart geskryf is deur die Heilige Gees, nie in ink nie, maar in my hart deur die Heilige Gees, deur God se Gees ingeskryf is, dit is die reuk van die lewe tot die lewe. En dit is wat ons bekwaam maak om in God se teenwoordigheid te kan wees in opregtheid, uit God uit, in die teenwoordigheid van God, sprekende in Christus Jesus. Jy sien hier, die Christus in my is die lewende reuk van die almagtige Triniteitsgod wat in Christus Jesus by my kom inwoon het en my in hulle intieme Triniteitsverhouding ingebring het. Kan jy dit sien? Jy moet jouself kan sien in Christus Jesus is in die sentrale punt van God se teenwoordigheid. Ai, weet julle, ek wens so ek het 'n papiertjie gehad om dit vir julle te verduidelik. As ek 'n papiertjie gehad het om dit aan julle te verduidelik, dan het ek. Maar